Ek groet u, dit is Sondagoggend die 16de Augustus. Kom ons gesels oor God se guns. Ons het verlede week gesels oor God se seën, waarmee die Here ons wil seën. Hy is ons liefdevolle hemelse Vader. Hy wil ons toebedeel met alles wat goed is vir ons, en dieselfde geld vir die guns van die Here. Iemand het gesê die guns van die Here is die verskil tussen 'n deur wat toe bly ongeag hoe hard jy daarin stoot, en 'n deur wat oopgaan nog voordat jy in die handvatsel geraak het. En Psalm 23 vers 6 beskryf dit vir ons so mooi, sê dit: goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Hy sê dit sal my volg. Ek hoef nie te soek nie. En die woordjie volg in Hebreëus daar beteken om dit agterna te hardloop met mening. God se guns oor sy kind, hy wil dit uitstort, maar sy kind moet hom toelaat om dit te doen. Mense gaan deur hulle hele lewe deur te vra vir God se guns, sonder om ooit te verneem, wat is dit wat daardie guns van God innooi in jou lewe? Daar's 'n aantal dinge wat noodsaaklik is om God se guns te aktiveer. En kom ons kyk daarna. Eerste een, die belangrikste van alles is, jy moet weer gebore word. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat het gered kan word. Johannes 3 vers 16 en 17. Dan sê hy in Hebreërs 9 vers 27, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, verwysende na die groot wit troonoordeel van God, want hy sê, wanneer die dode klein en groot voor God sal staan, boeke word geopen, en ander boek, die boek van die lewe, word geopen, en die dode word geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Openbaring 20 vers 12. En dan sê Openbaring 20 vers 13, en die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. Die verwysing na dood in vers 13 is volgens die Word Study Dictionary of the New Testament 'n verpersoonliking van die koning van die doodryk, die aardse vyand Satan natuurlik. En die doodryk of Hades in die Nuwe Testament is in dieselfde vers is dieselfde plek as Sheol in die Ou Testament, waarvan ons 59 keer daarvan lees. Hades vind ons 10 maal in die Nuwe Testament, waarvan 3 maal deur Jesus self na verwys is. Die woord Hades word soms in die Bybel vertaal as graf, hel of put, maar dit verwys nooit na 'n fisiese graf of 'n permanente verblyf van verlorenes nie. Vers 15 van Openbaring 20 sê, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. En vers 14 noem hierdie die tweede dood. Eerste dood uit die aard van die saak is wanneer 'n mens sterf aan die einde van sy lewe, as hy gedurende sy aardse lewe weergebore word, voordat hy te sterwe kom natuurlik, dan is hy onmiddellik verwelkom in die paradys, omdat hy Jesus as sy verlosser aangeneem het, wie eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem. Dis die bedoeling van om weergebore te word. Die eerste geboorte is die natuurlike een wanneer ons as 'n babatjie in die wêreld kom. As weergebore te word, of born from above, wat party vertaling sê, gebeur wanneer die mens Jesus as sy saligmaker aanneem, wat dan op 'n geestelike geboorte dui. 2 geboortes. Vergewe my dat ek baie tyd hier ons spandeer, want dit is uiters belangrik dat ons sal verstaan wat dit beteken om weergebore te word. Dis duidelik dat wanneer iemand Christus aangeneem het, dat hy slegs eenmaal sal sterwe, Hebreërs 9 vers 27, en nie die wit troonoordeel sal meemaak nie, maar hy wat Jesus verwerp het, sal 'n tweede maal sterf, Openbaring 20 vers 14, wat 'n ewige dood in die poel van vuur beteken. Enigste gelowiges wat nooit fisies gaan sterf nie, is hulle wat in die lewe oorbly en saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Tweede punt wat ek wil maak is nederigheid. Wat soms so baie verkeerdelik verstaan word as om min van jouself te dink, maar dis nie so nie. Dit is om minder dikwels oor jouself te dink. Dis die teenoorgestelde van hoogmoed. In Jakobus 4 vers 6 sê God weerstaan die hoogmoediges, maar al die nederiges gee hy genade.
En 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat julle kan verhoog word op die regte tyd. Die woord verneder, hier het ons miskien 'n verkeerde konnotasie oor. Verneder hier beteken word nederig. Word nederig onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Die vernedering, of die woord nederig word, kom eerste en daarna, op God se tyd, kom die verhooging. Spreuke 15 vers 3 sê, die vrees van die Here is die tug van die wysheid, en nederigheid gaan aan die eer vooraf. Nederigheid en dan kom die eer. Nommer 3, gehoorsaamheid aan God se instruksies. Gehoorsaamheid klink na 'n bevel, maar dit is nie 'n bevel nie, dit is posisionering. Deuteronomium 28 vers 1 sê, as jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou op die hoogste stel, bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Here jou God. Die woordjie jou inhaal, in Hebreëus hierso beteken, dat sy jou bereik, dat sy jou gryp, letterlik gryp. Dit is baie dieselfde as die betekenis van volg, wat ons lees in Psalm 33 vers 6, wat ons gesê het om agterna te hardloop met mening. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag net jou mond wyk nie, maar bepeis dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. En Psalm 1 bevestig dit, vers 2 en 3, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, maar alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Jy posisioneer jou in die plek waar jy die guns van God kan beleef, deur sy gebooie, sy insettinge te doen. Nommer 4, ontlont jou geloof. Baie mense bely dat hulle glo dat God goed is, maar as dit by hulle self kom, is hulle nie meer seker of hy vir hulle goed wil wees nie. Mense bid met hulle mond, maar hulle hart twyfel of God vir hulle sal gee wat hulle hom vra. In Hebreërs 11 vers 6 sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Nie net glo wat jy vra nie, maar glo dat hy dit kan vir jou gee. Hy sal jou beloon. Hy sê nie, hy mag jou miskien beloon nie, hy sal jou beloon. Markus 11 vers 24. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo julle sal dit ontvang, en julle sal dit verkry. En Johannes sê die cherry bekoek in 1 Johannes 5 vers 14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En mooi beskrywing hiervan hoe geloof werk is wat Paulus aanhaal in Romeine 4 vers 17. Hy sê, soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, Abraham natuurlik, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê is, so sal jou nageslag wees. Dis wat God vir hom gesê het en beloof het. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Met ander woorde, hy het geglo wat God sê. God gaan sê, hy gaan 'n groot nasie word, maar hy het tog eers 'n kind nie. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur geloof en het aan God die eer gegee. En hy was ten volle oortuig dat hy God ook die mag het om te doen wat hy God beloof het. Belofte wat nie geglo word nie, is maar net inligting wat jy iewers op 'n rak plaas. 'n Belofte wat geglo word, is iets wat in jou binneste begin lewe, nog voordat jy dit kan sien met jou oë. Nommer 5, ons soek wysheid.
Spreuke 8, die hele hoofstuk gaan oor wysheid, en natuurlik uit die aard van die saak is dit 'n profesie oor Jesus. En vers 35 sê, want hy wat my wysheid vind, het die lewe gevind, en verkry welbehae op die guns van die Here. Hy wat my wysheid gevind het, het die lewe gevind. Guns is nie iets waaroor jy hoef te bid nie. Dis iets wat jy kry, as jy eers wysheid Jesus gevind het. En Jakobus 3 vers 17, waar die wysheid van bo is, eerste rein, dan vredelievend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. Die laaste een wat ek wil noem, die 6de punt, is word 'n seën verander. Lukas 6 vers 38 sê, gee en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal hulle in julle skoot gee. Wat by dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Ons gebruik baie maal hierdie skrifvers as ons 'n kollekte opneem in die kerk, is dit nie? Maar hierdie skrif gaan nie net oor tiende nie. Dit gaan nie net oor geld nie. Dit gaan ook daaroor, ja, maar dit gaan oor alles wat jy het. Spreuke 11 vers 25. Die siel wat seën word versadig. Hy wat laaf word self ook gelaaf. Wonderlik. En in 1 Konings 17 vind ons die weduwee van Sarfat wat die profeet van gesê het, maak vir my iets om te eet. Sy sê, ek net 'n bietjie meel, ek net 'n bietjie olie, gaan nou vir my seun 'n koekie bak, en dit is die laaste, dan gaan ons sterf, want dit is hongersnood en ons het niks meer oor nie. En hy sê vir haar, maak eers vir my iets, en dan vir julle self. En vers 16 sê, die meel in die pot het nie opgeraak nie, en die olie in die kruik het nie minder geword nie, volgens die woord van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Wonderlik, doen wat die Here sê, en sy guns is oor jou, jy sal nooit tekort hê nie, en eindig met Galasiërs 6 vers 9, en laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. Amen, mag die Here julle seën.